Broers en susters, ek wil vanoggend net daarom in die besonder paar mense verwelkom. To John and Karina and the family. I've told them and I've pleaded with them that my English is somewhere along the line, my English is just worked up, finished. So, good morning and welcome to you and your family. En dan wil ek in besonder Egbert vir jou sê, goeiemôre, ons is bly jy is by ons vanoggend. Dit gaan nie so goed met Egbert se gesondheid nie, maar hy het nog nooit oorgegee nie, hy beklei. En ons sê dankie daarvoor. En die pragtige kleinkinders van jou moet jou inspireer om hard te beklei en aan te hou vir hulle. Ons is baie dankbaar om vir julle vanoggend hier te hê. Goed, broers en susters, dan net so 'n bietjie kyk asseblief net na die afkondigings volgende week. Dit is 'n baie besondere Sondag, ons het Kersdiens, dis hoekom julle so hard oefen. En daarna het ons gemeente ete. En ek vra asseblief, die van julle wat nou nog nie julle naam op daai lys het nie, moet vanoggend jou naam op daai lys kry. En dit gaan net daaroor dat ons hoeveel julle moet bepaal asseblief. So doen dit vanoggend vir my daar agter. En terwyl dit daar agter is, daar by daai kerspoompie wat so mooi flikker, is daar looitjies vir 'n vrugtekoek en julle moenie by hom verbygaan nie. Ons het nou die dag by die Bybelstudiegroep geleentheid gehad om van daai vrugtekoek te eet. So ek dink almal van ons het besluit ons moet 'n looitjie, ons moet minstens ons hand daar in om te kan wen. So asseblief moenie daar verbygaan nie. En dan sien julle van die lofoffer, dan wil ek 'n ander ding vra asseblief broers en susters en dis my laaste woord vir vanoggend. Ek herinner ook net die kerkraad daaraan dat ons kerkraadsvergadering het. Danksy Henry en Etienne het ons 'n baie mooi projek. Ek het vanoggend getel op die lys is daar 27, as ek reg getel het, jong mense wat in ons WPS-sisteem is. Nou dit is ons diakonale pleegsorghuise. Die kerk het lank terug in steede van een groot kinderhuis huise gemaak met pleegouers wat hierdie kinders dan 'n adres het en 'n huis het. So ons het 27 van hulle wat nou binnekort, so oor 2 weke of so, gaan kamp. En ons het dit goed gedink om vir hulle te vra vir al die inligting van die 27 kinders. En vanoggend wil ek vir julle vra, as julle kan sien, kom na my toe en kom sê jy sal een kind se Kersgeskenkie gaan koop. Ons maak die per R120, wat beteken jy gaan so 'n bietjie kreatief moet wees. En dit moet kan inpas in 'n skoenboks. Niks groter as dit wat in 'n skoenboks kan pas nie, asseblief. Mooi toegedraai, as jy vir my jou naam kom gee, gaan ek vir jou 'n naam en 'n ouderdom en manlik of vroulik gee, die inligting wat jy nodig het om net hierdie boksie net te gaan pak. So ek vra asseblief, help my dat ons 27 kinders en jong mense se harte bly sal maak deur gewoon net vir hulle elkeen 'n persentjie te gee as hulle op die kamp is. Goed, julle kan vir my na die tyd in die konsistorie kry, julle kan WhatsApp op die kerk se foonnommer en sê jy wil graag deel wees hiervan, asseblief dat ons hierdie projek so binne 2 weke afhandel, deur ons Kersdiens en dan net nog 'n week aan, dat ons so gou as moontlik al hierdie persentjies het. Goed, dis alles van my kant af, verder is alles hier op die liturgie en op die bord daarbo, so kom ons raak vir 'n oomblik stop. Ek wil net vir die kantoorry asseblief vra om na die diens vinnig net weer by mekaar te kom. Dat ons net gou weer deur ons liedere gaan. Maar as van die lede wat nie verlede Sondag na die diens was nie, so asseblief al die kantoorry wil net wees. Dan net vinnig die geskenkies. Ons wil graag dit Sondag onder 'n Kersboom sit, so as julle hier so gou as moontlik kan reël. Tydens die Kersdiens julle alreeds julle geskenkies kan sien. Goed, ons moet kom dit onder 'n baie mooi Kersboom te hê wat Bersie vir ons gaan opslaan, so julle moet dit ook nie mis nie. Goed, so kom ons raak vir 'n oomblik rustig en stil en dan begin ons met ons erediens.
van die Here. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom en sing met vreugde. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk, sy skape van sy weiveld. Gaan sy poorte in met dankliedere, sy hofsaal met lofgesange. Dank hom en prys sy naam, want die Here is goed. Sy troue liefde hou aan vir altyd. Sy trou is van geslag tot geslag. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Oh
ons wees soos reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die Here ons red as ons om hulp roep, en mag die Here help as daar geen helper is nie. Mag die Here ons oor ons ontferm en ons beskerm, omdat ons vir hom kosbaar is. Aan U, Here, kom toe al die heerlikheid, die eer en die aanbidding, aan die Vader en die Seun en die Gees, nou, vir altyd en tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is die eerste 12 verse van Efesiërs 3. Die opskrif daar is Paulus se werk onder die heidene nasies. Kom ek lees vir ons vanoggend hierdie 12 verse. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene, deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kan kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur sy Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hul verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. 'n Voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet dit aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in hemelruim, soos hy hom van ewigheid af voorgenem het, om dit deur Jesus Christus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Ek wil nou vanoggend begin met hierdie wonderlike taal wat ons praat. En ek wil vir julle 'n storie vertel oor hoe Afrikaans net die vermoë het om nuwe woorde te skep. Daar word vertel dat voordat die Universiteit van Stellenbosch gestig is, het die kweekskool wat die predikante opgelei het reeds bestaan. Maar in Eerste Rivier was daar 'n Engelse opleidingsentrum. Nou, daar word nie gesê vir wat word hierdie mense opgelei nie. Maar hierdie ouens daar in Eerste Rivier het nou hierdie spulletjie van die kweekskool gekyk en het gesê, those guys, they can talk a lot. En wat het hierdie Afrikaanse boerseuns gemaak? Hulle het daardie talk a lot gevat en hulle het dit verwerk na tokkelok toe. Het julle al ooit gewonder waar die woord tokkelok vandaan kom? Dit kom van die woord tokkelot. Die tokkelots. En dit is julle eie skuld as die dominees baie praat, nê? Hulle word so genoem vandat hulle gestudeer het. Maar dis die wonder van ons taal, dat hulle 'n woord kan hoor en so weet ons het baie woorde ontstaan, dat daar van talk a lot na tokkelok toe kan gaan. En daardie woord bly vandag nog bestaan. Enige ou, jong man, jong dame wat besig is om teologie te swat word 'n tokkelok genoem. Ons is hierdie jaar, broers en susters, onder die indruk van ons
die wonder van ons taal. Ons vier ons taal al hierdie hele jaar lank, wat al 100 jaar oud is. Nou weet ons taal is een van die jongstes in die wêreld. En dit is hierdie baie mooi taal, waarin ons uitdrukking kan gee in 'n lied, in prosa en poesie, iets van ons diepste denke en ons ervarings en ons lewe. Dit is dan een van die tale wat dan die mooiste beeldspraak ook het. As ek vandag sou vra, hier onder ons, dan sou hier meer as een persoon wees wat meer as een taal kan praat. Behalwe van Afrikaans en Engels, dalk nog ander tale kan praat. En dit kan verstaan en dit regtig onder die knie het. Hulle sê dat kleuters het die wonderlike vermoë om taal so vinnig op te tel. En meer as een taal op 'n slag te kan aanleer. Ek was eendag regtig verstom met 'n jong dame wat as gevolg van cerebral palsy baie gestemd was. Sy het 'n elektriese stoel gehad en so gestemd dat sy nie kon eet nie. Iemand anders moes haar voer. Maar met haar verstand en haar mond was daar niks fout nie. En ek loop op 'n stadium by haar verby, toe sy besig om met die perfekste Zulu met haar hulp te praat. Sy was vlot in Afrikaans, Engels en Zulu. En toe het ek net besef, dis die wonderlike vermoë wat hierdie jong vrou het. En 'n mens sou dit miskyk, want jy sou na haar liggaam kyk en nie besef het watter vermoëns sy oor beskik nie. En ons kan baie oor taal sê, broers en susters, maar kom ons kom vandag by die taal wat vir ons eintlik die belangrikste hoef te wees. En dis ons geloofstaal. Hoe vlot praat ons geloofstaal? Hoe maklik en hoe opreg praat ons hierdie taal? Ken ons geloofstaal? En praat ons dit met vrymoedigheid? En nou praat ek nie van die tegniese taal van die teologie, wat ouens kan praat en dan kan niemand van ons dit verstaan nie. Ek praat van geloofstaal. Die taal wat elkeen van ons vlot in behoort te wees. En wat ons eintlik uit moet leef. Dit moet die taal wees wat uitdrukking gee aan wie ek is en wat ek dink en wat ek graag wil sê. Dis 'n manier wat ons as gelowiges het om oor ons geloof en ons wêreld te praat. En die probleem is, broers en susters, dat as ons regtig gaan luister wanneer ons daar buite besig is, dan verval ons baie maklik daarin om die taal van die wêreld daar buite te praat en nie ons geloofstaal nie. Ons wil inpas en nie uitstaan nie. En daarom praat ons soos wat die wêreld daar buite praat. En ons praat nie die geloofstaal wat ons geleer het en wat ons ken en waarin ons getuig en leef nie. As ons wil weet wat hierdie geloofstaal is, kom ons gaan luister na Paulus in Efesiërs 3. Daar's baie plekke in die Bybel, in die hele Efesiërsbrief kan ons lees, om te verstaan wat bedoel ons met hierdie taal. En wat is hierdie taal wat ons behoort te praat as gelowiges? Paulus sê vir hulle, ek is 'n dienaar en ek is in moeilike omstandighede. Hy was, as hy nie gemartel is nie, en as hy nie geslaan is nie, en as hy nie duisende kilometers afgelê het om by verskillende mense uit te kom nie, dan is hy in die tronk gegooi, onregmatig in die tronk gegooi, omdat hy getuig het, omdat hy geloofstaal gepraat het, oral waar hy gekom het. As gelowige en as apostel sê hy vir ons, die taal wat ons ook moet praat, is die taal van oorvloed. Is die taal van genade. Is die taal van rykdom. En Paulus praat van hierdie rykdom. Hy praat in die eerste plek van 'n geheimenis. Hy sê, God het hierdie geheimenis met ons kom deel. En hierdie geheimenis is nie net vir 'n paar mense nie. Dit is ook nie net iets wat geheim bly nie. Dis iets wat God aan ons kom openbaar het. Sy diepste geheimenis. Sodat ons dit met hom deel en met mekaar deel. En daardie geheimenis is dat hy gekies het om in sy seun na ons toe te kom. Om by ons te kom wees, om
ons deel van hom te maak en deel van sy koninkryk. En dat hy nie uitgekies het wie daar hoort en wie nie, dat hy almal van ons uitgekies het. Dis die rykdom wat God hier aan ons vertel en gee, is dat elke mens is deel van sy koninkryk en kan deel wees van sy gesin en van sy liefde. Ook die heidene, sê Paulus hier vir hulle, is deel van die evangelie. En op grond daarvan is hulle mede-erfgename, is hulle mede-burgers, is hulle inwoners van die koninkryk. Hoor net die rykdom wat in hierdie taal lê, net in die name wat aan gelowiges gegee word. Dat ons kinders en erfgename en medeburgers en inwoners van die koninkryk genoem word. Deelgenote van Christus. In Christus. Deel aan die belofte wat God vir ons gee. God sluit almal in. En hierdie evangelie wil vir ons sê, in Christus is ons almal een huisgesin, een koninkryk, deel aan een redding en een verlossing in Jesus Christus. En dis die goeie nuus, sê Paulus. Dis hierdie alles insluitende genade. Ek gaan gedurig hierdie woorde wat alles in oortreffende trap is vir julle sê, dat julle kan hoor, wat is die rykdom van dit wat aan ons behoort. Dat ons, wanneer ons as gelowiges praat, kommunikeer, dat ons geloofstaal sal gebruik. En geloofstaal is taal van rykdom en oorvloed en genade en liefde. Hier kom God en hy gee vir ons sy visie. Paulus sê van die begin af was dit God se visie. Dat hy mense sou insluit in sy koninkryk en in sy genade. Dat hy ons in 'n nuwe verhouding met hom stel. Dis die belangrikste doel van wat God se visie was en wat Jesus kom doen het. Dat ons deel kry aan God en aan sy genade. Maar hier is ook 'n tweede doel. En daardie doel is dat ons as 'n eenheid saamgebind word. Dat ons in een huisgesin is. In een geloof, verbonde aan mekaar en deel ons dieselfde taal. Dit maak nie saak of jy Afrikaans praat of jy Engels praat of watter taal in die wêreld nie. Dat ons een taal praat in die geloof. En dit is die taal van oorvloed. Dat ons sal hoor, dat ons vandag sal ervaar, dat ons hierdie rykdom het. En dat ons die taal van hierdie rykdom, van hierdie genade moet praat. Die woord gee aan ons besondere name, erfgename, kinders, koninkryk inwoners. Die Bybel gee vir ons 'n rykdom van beloftes. Die Heilige Gees gee ons 'n rykdom van gawes. Ons ervaar genade wat meer is as wat ons nodig het. Ons ervaar 'n liefde waarvan die grense van die aarde dit nie eers kan bepaal nie. So groot is God se liefde vir ons. En die vraag wat ons vir onsself moet afvra is, hoe kan 'n God van die heelal omsteer aan ons? Hoe is dit dat hierdie almagtige God tyd het vir my en vir jou en vir ons klein probleempies en vir ons gesukkel en ons swaar kry? Dis die rykdom van God se genade. Dis die rykdom van sy liefde vir almal en elkeen van ons. En dit is die taal wat ons maar moet begin praat, broers en susters. Om nie te verval in dit wat daar in die wêreld van gepraat word nie. Maar dat ons fokus sal bly om die geloofstaal wat praat oor God se genade en die rykdom van alles wat hy vir ons gee, dat ons daardie taal sal praat. En dat ons daarby sal bly en daaraan getrou sal wees. Dis die taal van die evangelie. Dis die taal van geloof. Dis hierdie opstapel
van genadegawes en van liefde en van sorg, wat ons aanhoudend moet sê, is 'n totale rykdom. As jy in die koninkryk van God behoort, is jy ryk. Ryk aan alles wat belangrik is. Ryk aan God se genade. Want is God wat plek maak vir ons in sy huis en in sy koninkryk. Wat ons oorlaai met genade en liefde. Wat ons toerus om gelowiges te gaan wees. Die Here kom nie en sê vir jou, jy is my kind, en dan los hy jou om te gaan sukkel in hierdie wêreld nie. Wanneer die Here vir jou sê, jy is my kind, dan gee hy vir jou alles wat jy nodig het. Hy vorm jou, hy rus jou toe, sodat jy in hierdie wêreld sy kind kan gaan wees, en geloofstaal kan gaan praat. God sien ons as deel van hom. Daar's vir God nie 'n hom en 'n ons nie. Daar's net 'n ons. Hy het gesê sy seun is Immanuel, God met ons. Daar's nie onderskeide nie. En terselfdertyd, broers en susters, is daar nie minderwaardige gelowiges. Tweede vlak gelowiges. Dis nie hoe die Here na ons kyk nie. Hy kyk na elkeen van ons as sy kind, as die een wat hy liefhet, as die een wat hy wil red, as die een wat hy bymekaar maak in sy huisgesin. En daarom kan ons sê, ons is kinders van God. Nie slawe nie, nie tweederangse gelowiges nie, nie mense wat per ongeluk plek gekry het nie, maar mense wat verkies is, wat uitgekies is deur God, om deel van sy genade te wees. En God trek ons in hierdie nuwe realiteite. Ons moet oor en oor vir onsself sê, en onsself daaraan herinner, ons leef reeds in die koninkryk van God. Ons is reeds deel van dit wat God beloof het. Dis nie maar wag vir eendag nie, dis nou reeds, omdat God gekies het om by ons te wees, en saam met ons in hierdie wêreld te stap. Dis die taal wat God gebruik, wanneer hy oor ons praat. Dis die taal wat die evangelie praat, as dit oor gelowiges praat. Maar die probleem is, broers en susters, dis nie die taal wat ons noodwendig altyd praat nie. Dis nie altyd die werklikheid wat ek en jy leef as ons daar buite besig is nie. As mense van buite af na ons kyk, sal hulle sê, dis gelowiges, dis kinders van God daardie, wat geloofstaal praat, wat die taal van rykdom en oorvloed praat. Of gaan hulle sê, daardie arme mense, kyk hoe gaan hulle gebuk onder 'n verskriklike juk. Hoor net die klaagliedere, en die bekommernisse, en die swaar kry wat uit hulle monde kom. Om te kla en om gelukkig te wees, om moedeloos te klink, om ondankbaar te wees, om lelik te praat van mekaar, om af te breek in steede van te bou. Dis ongelukkig ons taal. Dis ongelukkig ons manier, ons gesindheid. En dis nie wat die evangelie vir ons leer nie. Die evangelie leer ons, dat ons, soos Paulus, moet sê, al is ek in die tronk, is ek 'n dienaar van die Here. Al sit ek in die tronk waar dit met my sleg gaan, sal ek lofliedere sing. Sal ek die taal van my geloof praat en sing. Dis die houding wat ons moet hê, dis die gesindheid waarmee ons moet leef, dis die taal wat ons moet praat. As ons luister na die taal van die evangelie wat praat van oorvloed en rykdom en omvang, dan, broers en susters, moet hierdie mond van my, moet ons monde weer tot bekering kom. Dan moet hierdie mond, wat verbind is aan hierdie verstand en hierdie hart, tot bekering kom, sodat daar geloofstaal uit hierdie mond kan kom. As ons monde oopgaan, moet ons die taal van verwondering en van dankbaarheid en van vreugde praat. Kom ons fokus op alles wat die Here vir ons sê ons het. Op hierdie rykdom wat hy hier tussen ons kom neersit het. Waaroor jy kan getuig in jou lewe. Kom ons maak dit deel van ons taal
en van ons gesindheid en van ons lewe. Kom ons praat as die erfgename van die koninkryk van God. En nie soos mense wat swaar kry en wat te min het en wat onvergenoegd is oor die goed wat ons begeer wat ons nie behoort te kry nie. Kom ons fokus op dit wat ons het. Op die voorreg wat ons het om deel van God te wees. En ons vergeet van die negatiewe en die slegte en die goed waaroor ons toch so aanhoudend kan vashak en kan praat. Laat jou taal 'n taal van oorvloed, van rykdom en dankbaarheid wees. Want jy is deel van die grootste wonder en die grootste misterie wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Amen. As jy my geleentheid begin, gaan ek nou die formulier vir die doop voorhou, sodat ek klein Lizzie vanoggend kan doop. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het ons lief en ons is sy kinders lang voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut wil maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek vra nou, I'm asking that John and Karina please come forward to answer the questions of the baptism. John, for you, I'll first say it in Afrikaans and then I'll translate as best as I can, so that you know exactly what you're answering when you're answering. Do you believe, glo jy, dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Do you believe that our children, as we, are saved through Christ and His mercy? Glo jy dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos dit belig is in ons belydenis? Do you believe that the Bible gives you everything to know about our saving, and that we also have it in our, now the word is gone. Karina, you will tell him what belydenis is. I told you my English is going to stop somewhere. Beloof jy om jou kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus. And this means you will teach her what it means to be baptized, and that she grows up in a community of Christians where she knows that people love each other and that they listen to God and they want to live towards God. That is the questions I'm asking you. Please answer. Karina? Yeah. John? Terwyl kan Lizzie na vore kom sodat ons haar kan doop, kom ons sing, broers en susters. Lied 288, daar die eerste vers nou en na die doop.
die 3de vers asseblief. June Elizabeth Blue, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Kom ons in die 3de vers beginsel. Gee my net so kans, Louise. Ek moet net agterkom vir die 3de vers. Psalm 23. Terwyl jy dit al lees voor u, merk dit op dat dit woorde is wat so uit Psalm 23 kom. Die Here lei my na groen weivelde en waters waar daar vrede is. Hy herstel my kalmte van gees. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my tot die regte keuses deur my gemoed met vrede te vul. Selfs al gaan ek elke dag deur die donker dieptes van onmoontlike take en haastige beslissings, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U tydloosheid en ewige arms onder my hou my in balans. U laat my aansit by 'n feesmaal van vernuwende krag, te midde van die geharrwaar om my. U ontvang my soos 'n eregas in die ruimte van U liefde. U oorlaai my met hartlikheid ten spyte van die kilheid van spertye. My beker van energie loop weer oor. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Ek sal tuis wees in U vrede, te midde van die gejaagdheid van die wêreld, tot
'n lengte van dae. Kom ons sing vanoggend, broers en susters, ook ons geloof in die woorde van Lied 292, my enigste troos. Dit bly vir ons 'n vreugde en 'n wonder om in U teenwoordigheid te mag wees. Om voor U te mag leef en te weet, U maak ons bymekaar. U omvou ons met U liefde en U krag. U hou U oë op ons, Here. Daar is niks in hierdie wêreld wat gebeur waar U nie is nie en waar U nie raad het en waar U nie U wil laat geskied nie. Dankie dat ons vanoggend, terwyl ons ook so die doop ervaar het, kon ervaar dat U genade vir ons genoeg is. Dat U genade genoeg is om ons te red en vir ons 'n nuwe lewe te gee en ons in die koninkryk te plaas tot in ewigheid. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook as 'n gemeenskap vir mekaar kan bid. U weet wie onder ons worstel met verskillende dinge, met siekte en met bekommernis en met swaar kry. Die onder ons wat besig is om te herstel. Die onder ons wat moet omdraai en terugkom na U toe. Here, die van ons wat moet bely dat ons skuldig is en dat ons baie keer U verlaat. Ons almal wat vergeet om die regte taal te praat. Ons vergeet, Here, dat ons so bevoorreg is. Dat ons so geseën is. Dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Wees vanoggend met ons, Here, en wees in die week met ons, daar waar ons daar buitekant besig is. Dat U genade oor ons sal stort, maar dat U ons ook sal hou by dit wat ons beloof het, en dit is om aan U getrou te wees. Vir ons kinders wat ons skryf en wat al klaar maak hierdie week met eksamens, vir hulle bid ons, Here. Dat U vir hulle ook in hierdie laaste stukkie sal vashou en sal help om te verstaan dat dit nodig is om weer te gee wat hulle geleer het, sodat hulle kan vorder, sodat hulle by hulle doelwitte kan uitkom. Dankie, Here, dat ons mag bid vir jong en oud, dat ons mag vra dat U seën oor ons sal hou en dat U oop ons sal wees en dat ons altyd sal onthou U genade is groot genoeg vir ons almal. Dankie dat U met ons is en dankie dat U vir ons sorg. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.